Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Velderif is known for one thing above all, bokoms. But what's really happening behind the scenes? Along the banks of the Berg River, a centuries-old tradition is still alive. Fish, salt, sun, and time. Behind every bunch of bokoms hanging in the wind is a process shaped by generations. How are bokoms prepared? And who are the people working every day to keep this West Coast tradition alive? But before we step inside the fishery, we first need to understand where it all began. Because Bokomlaan isn't just a place, it's a story. Nou Bokomlaan het begin al omtrent so 300 jaar gelede om te ontwikkel as 'n sakenywerheid. En dis die enigste stukkie van die voorgeskiedenis van Velderif wat nog so naaste by ongeskonde oorgebly het, sodat besoekers kan sien, of hulle kan indink hoe het dit gelyk. Toe ek 'n kind was die ou grondpaadjie langs die rivier. Hy's eers opgevul nadat Velderif 'n munisipaliteit geword het. Die mense wat hier groot geword het, ons het maar gepraat van onder langs die rivier. Dit het nie 'n naam gehad nie. In die middel van 1990, toe stel die munisipaliteit 'n toerismebeampte aan. En sy besluit, sy gaan 3 plekke op Velderif identifiseer wat sy wil bemark. En een van die plekke waarop sy besluit is, soos sy dit nou genoem het, bokomhuisies. En nou met al die samesprekings met amptenare in die bemarking van die bokomhuisies, begin hulle maar later praat van Bokomlaan. Hierdie rivier, die Bergrivier, is 'n getyrivier. Afhangende van die jaargety, winter of somer, kan dit tot 25 km opstoot voor die gety weer draai. Nou groot skole vis kom in as dit hoogwater word. Verskillende soorte vis, maar meestal harders. En hulle swem gewoonlik teen die stroom om te aas. Van die heel vroegste intrekkers al het begin om hierso met drywende nette vis te vang. Die net word dan nou in die bakkie gelaai en tot die sandwal uitgesleep. Daarom het hulle platboombakkies gebruik, want 'n kielboombakkie sleep nie maklik uit nie. Van die geskikte plekke om die bakkies uit te sleep, was Bokomlaan die gewildste, die grootste. En daar was bykomende voordele ook in Bokomlaan, want agter die duin kom daar syferwater deur en hulle kon syferputte daar grawe vir drinkwater. En dan 'n baie belangrike rede is, net oor kan die rivier, waar nou deesdae 'n groot soutnywerheid is, was toen ter tyd al 'n natuurlike soutpanne. En jy het sout nodig om bokoms te maak. Al die punte het hier by Bokomlaan bymekaar gekom. Die eerste bewoners was hoofsaaklik matroose wat gedros het van skepe. En dan het hulle hier teen Bokomlaan 'n lewe kom maak, jou vis te vang in die rivier. Die vis het hulle dan nou gesout en gedroog, soos hulle in Europa geleer het, veral in Holland. Die naam bokom kom uit Holland uit. Hulle begin handel dryf met die boere, maar mettertyd het van die boerseuns self omvestig langs die rivier. Hierdie sakebedrywigheid is bedryf uit rietvishuise. Dit was handgekapte pale in bondels gebind. Die huise is daarmee gebou en die dakke is gedek met steenbokkerie. Die harders is ingesout in houtpalies of in ou wynvate. Hulle het later begin om die vishuise oor te bou met sement. Maar dit het ook maar eers hier in die middel van die 1900s en hier rondom die Tweede Wêreldoorlog begin gebeur. Die mense wat die welvarendste was van die vishuiseienaars het ook begin om viswinkels op te sit. Want in daardie tyd toe kom daar al motorvervoer. So dit gaan finansiëel met sommiges van hulle baie beter. Maar met die grootste gros van die bakkievissers was maar nog armoedige bestaan. Die groot ommekeer het eers gekom toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, kos nodig was vir soldate, 2 visfabrieke gebou in Velderif en Velderif het absolute ekonomiese ontploffing gehad, heeltemal 'n ommekeer het gekom. Maar die bokombedryf het bly voortbestaan en bykomend die rivier word toe toegemaak vir netsteek. So Bokomlaan het geleidelik verander, maar nie meer so groot soos hy was nie. Is maar nog net 'n paar visse in bedryf. Toen der tyd was hier 17. Maar die paar wat hier nog is,
gee nog 'n atmosfeer aan Bokkomlaan. O wêreldse atmosfeer. Daai gevoel van hoe dit was. En mense wat bewaringsbewus is, probeer dit bewaar. If you like this kind of videos, please help me by making more by liking and subscribing. I would really appreciate your help. Wat's die geskiedenis van dagbreekvissery? In 2006 het meneer Dirkie Voges die besigheid begin. En in 2007 is hy oorlede, so toe het sy vrou oorgeneem, Linda Voges. Sy het die besigheid gedoen het tot en met 2022. Toe is Linda Voges oorlede. En toe het haar seun Dirkie Voges die besigheid oorgeneem tot en met huidiglik. So ons gaan aan met die besigheid, dit is 'n familiebesigheid wat ons dan nou voortgaan mee, wat ons gaan oordra aan ons kinders hopelik as hulle belangstel. Ja. Voordat Dirk Voges het aanvanklik begin het hy by 'n ander vissery hier in die Laan gewerk. Ja, so daar was nie baie aflaaiplek gewees nie. So hy het by ander besighede afgelaai en toe sê hy maar okay, gaan dit nie werk nie, dit gaan beter wees as ek my eie plek aflaai, dat daar aflaai is vir my. Omdat die vis so volop was daai tyd en almal dit gedoen het, ja, toe begin hy sy eie besigheid. Okay, die proses van bokkoms maak. Wat's daai hele proses? Okay, ek gaan begin deur te verduidelik. Die vissermanne gebruik 'n spesiale net. Hulle noem dit 'n gill net. So, hoekom hulle dit 'n gill net noem is die harder gaan sit in die net vas met hulle gills. Okay. So dis hoekom dit 'n gill net genoem is en daar's 'n spesiale manier hoe hulle die vis moet uithaal omdat ons die kop moet hou juis om bokkoms te maak. Okay. So omdat die naald deur die kop, deur die oog van die vis gaan, is dit belangrik dat ons dit nodig het. So as die vis hier aankom, dit word geweeg en op die vloer gegooi. Die vroumense soos wat ons dit noem klas die vis. Ja. So die groter harder word gebruik as eetvis, die kleiner harder word gebruik om bokkoms te maak. Verwerk julle net die vis vir Dirk vang of kry julle van ander vissermanne ook? Ja, daar is ja, wat hy ek sê om te gaan hare swang. Okay, so dis nie net Dis nie sy. Hy het Okay. so 2-3 manne wat hy ook stuur. Okay. Maar as hulle so in die bakkies kom, dan sit nou nie sy boot wat uitgegaan het, nie, dis die ander. As hy nie op die trollschiet is. Okay. As hy nie op die trollschiet is, dan gaan vang sy vis. Okay. Ja. En hoeveel vis kom so in so 'n bakkie vrag in? Of Maklik 'n ton, 2 ton, jo, 3 okay. ton. So dis baie. Dis baie, ja. Ons klasie, aardes en die bokkoms. Ek neem aan daar's 'n verskil tussen die harder vis en die bokkomvis. Wat's die verskil? Ja, dis is groter as die bokkom. Kan jy vir my wys hoe lyk die groot verskil tussen 'n harder en 'n bokkom? Okay, okay. Maar dis dieselfde vis, Dis dieselfde vis. net verskillende groottes. Verskillende. Word bokkoms net van harders gemaak? Mens kan nie bokkoms van ander vis maak nie. Nee, die kan nie. Hy raak ons al uitjarig het geklas. Die Ja. hare was groter as die bokkom. Ja, Bokkom is mos nou kleinerig. so dis maar net omdat dit 'n kleiner visie is, Ja. dan droog hy Dan makliker. droog hy makliker uit, ja. Okay. Kijk, die hare is mos nou groter en vetter. Ja, Staan. Dan word die bokkoms in die tank gegooi, 'n laag harder, 'n laag sout, so word hy opgevul tot die tank vol is. Dan word daar pres opgesit, planke opgesit met bakstene op, sodat die suurstof uit kan kom, anders te blaas die vis op. Dan word dit in daai, ons noem dit pekelwater gehou vir 3 dae. Na 3 dae kom hy uit. Hy word op die vloer gegooi en die vroumense ryg hom. Hulle ryg hom 10 aan 'n bossie in 'n patroon dat die pense aan die buitekant is, omdat die pense die langste vat om droog te raak, is hy aan die buitekant. Ik reeg nou die bokkom op. Dan 2, 4, 6, 8, 10. hulle het nou net uit die sout uitgekom. Dan neem ons vir die 3 dae die sout en dan kom hulle uitgeskep en hier gegooi. Vanaf waar hy in vars water afgespoeld. En dan gaan hy krijgen en dan gaan hy uit en dan moest hom daar by op die palletjes. En als hy nou ook groter is, dan kom hy so van die vel af, alle van die graat af. Okay. En dan is hy nie reg nie. Dat is nie reg nie, jy kan die hom nie gebruik nie. En die heel kleintjies word ook nie
gebruik? Ons gebruik hom ons gooi hom in kan. Hy is die medium. So daar's verskillende groottes. Ja, Ook. die heel kleintjies nou die medium wat ons gebruik. Ja. Dat is vir die regte bokkom en die groot is as die harde. Dan het die vis 'n bietjie wind in die maag. Soos druk ons hom uit. Dat kan jy hom gebruik. Dus jy kyk nou, sien? O, hy's reg. Hy sê reg. Hy moet uitgegooi word. Okay. Intussen kom altyd 'n harder in wat nou nie reg is nie. Dan hang dit op die pale vir so minimum hang af voor die weer is 21 dae, dan is hy droog. Hulle word opgehang buite onder skadu sodat hulle kan wind kry. Dis baie belangrik dat hulle moet wind kry, nie in die son nie. Sal sien die gebou het ook baie, hier is nie vensters nie, Ja. want hier moet wind deurkom. Okay. So dan word hulle binne gehou vir so tydperk en dan word hulle in die vrieskas gesit tot dit verkoop word. Kyk, ons gaan nou die bokkom gaan ek nou ophang. En gaan ding moet nou lang laat hy eintlik dat droog raak. Vrou mense, hy kom nou eintlik nou uit die pikkelwater. Ja. Ja. Okay, so my hang nie die hele tyd hier buite nie. Hy gaan op 'n tyd ingaan Dat is binne reg. toe. Ja. As dit nou miskien onder die blouer laat 'n bietjie gouer droog kan raak. Okay, so hy hang net vir 'n paar ure hier buite. Hy Dat is raak reg, net tot bietjie die- windroog. Ja, tot ons nou banaan Thailand en daar is ons weer in. Okay. En dan hoeveel bokkoms kom op so Ons hang so 10 bossies op 'n palet. okay. Hoekom 10? Dis aanlede hoe hulle vir die prys wat hulle verkoop. So dis maar net standaard dit kom dis 10. Ja. Okay. En dan sit hulle 10 bondertjies op 'n palletjie, so dan kan ons dit hier mekaar raak as ons die sakke vol maak. Dan weet ons 25 in 'n sak, so dit is 2,5 palletjies. As 25. Sure. So dan word hy meeste mense verkies dit om aan bossies te koop omdat hulle dit verkoop, dit is hulle inkomstes, maar die toeriste en mense wat nie weet hoe om dit af te skil nie, skil ons dit dan af, haal die pense uit en verkoop dit dan so. Ek het nog besig om bokkoms. Verskil. Ja. Ek skil hom nou so en dan gaan ek daar in die pad nou en dan pak hulle hom. Okay. Sy 5 in 'n pakkie so op 'n tyd 10 in 'n pakkie en van die bokkoms word gevul en dan word die reepjes gesny en dan word die opgepak. So bokkoms word op baie maniere Baie geëet. maniere, ja. Sy pak sommer brood en dan Okay. werk hulle die bokkoms in. So jy haal eintlik maar nou net die Ja, graad uit en kermpie en kop so. okay. So daar's 'n verskil tussen die skil en die fillet. En die fillet, ja, nou baie van die mense is te bang om die ding te doen fillet, want die mes is beskikbaar skerp. Ja. Nou as hy gulp, dan sny jy. Het jy jouself al 'n paar keer raak gesny? Ja, ek het dan net maar vinnig om my hier geraak. Dis te vettige bok om te gulp en hier toe vang die punt my net aan. So jy moet 'n geoefende hand hê. Ja, kyk as jy nog gewoond aan die dinge, dis baie maklik. Maar baie mense, hulle het verskillende maniere, die manier hoe hulle die vis fillet. Ek fillet hom so, as hy in 'n af is, hulle het gegraat, op 'n tyd wanneer hulle ruim weer om. Dan sny hulle hom so, en dis waar hulle so raak sny, want jy kan nou nie gewoon sien wat gebeur nie. Maar is dit baie makliker so. Nou kan ek maar sien wat ek moet doen. Ek kry baie mense, hulle doen hom in die manier hoe hulle bokkom skil. Hulle skil mos bokkom so na hulle toe. Nou, ek kan nie dit weer doen na my toe skil nie. Ek skil weer weg van my. Okay. So daar maak ek ook 'n fout, want as hy mens daar glip. Al het stukken. Ja. En name sê vir jou, aan die binnekant by jou hand raak gesny daar. 'n Plaster sit maar moeilik af vas, want jy moet bekom moet jy die vis ook vas. Hoe lank vat so 'n krap bokkoms om dit te fillet? Kyk, daai ander een het ek vanoggend, ja, 6 uur, 9 o'clock se klaar met 'n ander een. 2 uur, dis ook maar 'n lang tydjie. Ja, kyk, as die vis so groot is, dan fillet dit baie maklik. Okay. Maar as dit klein is, as dit mos nog baie meeg, Ja. en dan moet jy baie konsentreer daar, soos ek nou bewerk gaan met die mes op hom. Hoe lank vat dit voordat hy nou hier is dat jy hom kan fillet? Dit hang ook af Ja. van die temperatuur van die weer af. Ja. Ek Okay. as die vogel bietjie nat en klam is, dan vat dit omtrent 'n maand.
voor die bokkom kan biltong is. Ja, okay. Staan. Ja, so dis so 'n maand en 'n half. Ja, maar as dit nou so somertyd, dan is dit maar net so 2-3 weke. Maar jy keer as dit so winddroog is, dan sit jy nou maar nie aan die koelkast. Ja, Dat hy kan vars bly. okay. Hy vries nie, Ja, want hy sop. ja. Sien, hy vries nie. Hy vries nie. Hy bly net vars. Hy bly net, Okay. die bokkom bly Ja, ja. net klam. Okay. Veral vir die smousers en so. Okay. Soos die sakke wat ons al volgemaak het, is 25 bossies in 'n sak. Okay. Nou kom die smousers, nou kom hulle dit en koop dit en dan gaan hulle op hulle eie wol. En as dit nou klompers aankom, dan maak ons maar 'n vuurtjie en ons braai voorskus. Oh, lekker. Ja, dan braai ons in die agterkant voorskus. En ons vat ons broodjie na. Dit is lekker en dan gaan ons maar net hier aan met ons werk. Dat is baie lekker. Want hier maak ons sout en ons weer. En dat is hier. En alles nice. Dat is wel lekker rijst. Als ons klaar is. So julle is 'n lekker groot familie eintlik maar al hier. Ja, nie ons raak ook al nou al oud en so aan, maar is baie lekker vir ons. Ja. Een broccoli. Kijk, soos by die ander vishuise is meer jonger geslaap, né? Okay. Maar nou soos by Darkbreek vissery, kan jy nou sien, as ons meer groot mense. Ja. Ja, soos Ian kan dit sê, die oude days. Maar ek meen, dit hou nog vir ons fiks. Dis nou die finale gefilte bokkom en ek gaan hom nou proe. So kom ons ek sien uit. Ja, is eintlik lekker. Dis lekker. Dit is eintlik baie lekker. Ja. Dis regtig visbiltong. Dis regtig 'n goeie Jy beskrywing kan van hom dit. fyn maak, queer maak, as kan jy bokkombrood maak, jy kan bokkomkaas maak, daar's mense wat fish paste maak van hom, jy kan baie doen met hom. Ja. Ja. Maar die Okay. ou tradisionele manier is maar net om hom so te eet. Die toekoms van die bokkomsbedryf. Sien jy dat dit oor 30, 40, 50 jaar nog steeds nie gaan wees of is daar 'n risiko dat dit gaan doodloop in die toekoms? Aanvanklik is hier baie minder vishuise as wat hier was, maar die wat hier is, beklei ons om dit te hou. Dit is vir ons 'n baie belangrike besigheid omdat dit nog amper seker die enigste plek in Suid-Afrika is wat dit doen. Dit is uniek. So dit betrek baie mense na veldryf wat goed is vir veldryf. Ek sal sê dit is nie dat die vis minder raak nie, dit raak beslis meer. Ons mark het baie groter geraak as wat ek sê 2 jaar terug. So ons adverteer, ons versprei. So ek kan sien dat hier 'n toekoms is vir bokkomlaan. Jy moet dit net mooi hanteer. Ek dink die bokkombedryf sal nooit doodgaan nie. Daar is baie mense vir wie dit soos 'n delikatesse is. Ja. Dit is vir hulle lekker. Dis 'n visbiltong. Ja. Soos mense lief is vir vleisbiltong, is sekere mense lief vir visbiltong. En alhoewel daar yskaste is dit maar nog vir armer mense 'n geriefliker manier om proteïene te bewaar. Want vleis is duur en dis moeilik om dit goed te hou en 'n bokkom is net 'n gerieflike ding. So ek dink nie die bokkombedryf sal ooit uitsterf nie. What is Veldrif without Bokkomlaan? After spending time with the people who hold Bokkomlaan close to their hearts, I realized there isn't a simple answer. Bokkoms and Bokkomlaan aren't just part of Veldrif. They are in the air you breathe, in the whisper of the wind, in the stillness of the river at sunrise. They are always there. You might not notice the importance at first, but when you slow down, when you truly listen, you begin to hear it clearly. I hope that you and generations to come will have the chance to stand in Bokkomlaan, to take it all in and to listen closely enough to hear the heartbeat of Veldrif.